Christus leef, hy het opgestaan, hy het dood en hel oorwin. Hy kom weer, hy kom ons haal en ons gee aan hom al die eer, al die lof vanmôre. Nou ja, daar's jy moet jou drade losmaak, broer. Daar's 'n onsekerheid oor die wêreld besig om geweldig toe te neem. Baie groot interessante dinge wat nou gebeur het met Trump, China, Taiwan, alles gaan natuurlik oor Taiwan gaan dit oor die chip. En ek sien Trump en Xi van China is redelik vies vir mekaar uit wat maar voorspellings is. Ek sien hulle het so 'n groot krat vol geskenke vir hulle daar by die lughawe gegee, hulle het alles weggegooi. Baie slim. Want ek sal nie sommer 'n geskenk van die ooste myself vat nie. So, die dinge is besig om te roer. Taiwan sit in die middel. Taiwan is die ouens wat die chip produseer. So, Iran is besig om skepe te kaap. Baie interessant. En dan chaos is besig om oral te kom. Koskarstes, vloede, rampe, die Kaap lyk verskriklik. Ek dink die ouens se beursies begin ook verskriklik lyk. Die boere wat nie meer kan nie, wat nie meer gaan oeste kan insit nie. Ek sien die wynplase, daar's 'n redelike klomp wynplase is totaal en al vernietig. En die tragedie bly vir my, dis daai ouens se brood en botter. Jesus kom, hy sê vir ons in Lukas 21. Vers 25 en 26. Praat met u oor vrees teenoor vuur. Hy sê daar sal tekens wees in son en maan en sterre en op die aarde benoudheid van nasies in hulle radeloosheid wanneer die see en branders bruis. Ons sien dit besig om te gebeur. En hier kom die groot mense se harte beswyk van vrees en verwagting van die dinge wat oor die wêreld kom, want die kragte van die hemele sal geskit word. Groot, sterk woord wat die Here Jesus gee, die mense se harte sal beswyk van vrees. En baie mense kan nie meer die goed hanteer wat besig is om te gebeur oor die wêreld nie, en daarom is die vrees daar, vrees vir, ons hoor kankers. Die oomblik sy ou hoor hy kanker, vrees hy. Die oomblik as hy hoor as moeilikheid by die hart, vrees hy. Die oomblik as hy hoor as moeilikheid met sy finansies, dan vrees hy. En dit is die duiwel se sterkste wapen. Hy kom net met vrees. Alright, so Jesus sê die meeste gaan, of baie gaan beswyk aan hulle harte as gevolg van die vrees, maar nou kom Romeine 8 vers 14, en hy sê vir ons 14 en 15, want almal wat deur die Gees van God gelei word, die is kinders van God. Want julle het nie ontvang 'n gees van slawerny. Hoor wat sê hy? Slawerny, met ander woorde, slaafmentaliteit, om weer te vrees nie, maar julle het ontvang die gees van aanneming tot kinders, deur wie ons, hy sê, die gees wat ek het, is die gees van aanneming. Wie van julle was aanneemkinders? Ok, so 3 hande, 4 hande. Som lekker is daar by jou, ek weet nie by julle nie, maar ek was in standaard 7, toe stap daar 'n ou en hy sê, ek wil jou huis toe vat, ek gaan vir jou sorg, ek gaan met jou maat trou. Toe sê ek, wow, dis great. Maar die dag toe ek en jy Christus aanneem, toe sê God, jy is myne. Die bloed wat julle nou gesing het van, het jou losgekoop. Los, ons het niks gedoen nie, ons het dit nie verdien nie, maar sy bloed het gekom en het ons losgekoop van hierdie band wat ons vashou. Dus is daar 'n opdrag, Romeine 12, vers 4 tot 6. Want soos ons in een liggaam baie lede het en die lede nie almal dieselfde werking nie, so is ons almal saam een liggaam in Christus en elkeen afsonderlik lede van mekaar. Hier kom dit, en ons besit genadegawes wat verskil volgens die genade wat aan ons gegee is. So wat is ek besig om te praat? Ek is besig om voor te berei
vir Pinkster. Ek is besig om vir jou te sê, jy het 'n plek wat jy moet kry, jy het 'n genadegawe wat jy moet kom uitleef. Is dit hande oplê vir die siekes? Dan beter jy dit vandag begin doen. Is dit profesie, dan doen jy dit. Is dit onderskeiding, dan doen jy dit. Wat ook al jou gawe is, jy moet hierdie gawe ontdek, want dit gaan oor die liggaam, dit gaan oor God, dit gaan oor die hele liggaam moet gestig word. Hy moet herstel word, want hy kom haal nie 'n stukkie bruid en 'n stukkie nie, hy kom haal 'n perfekte bruid. Alright, so jy moet jou gawes baie haastig moet jy afbid van die Here en vra, wat is my gawe? Nou onthou net ouens, daar's altyd 'n boelie in die skool. Daar's altyd 'n boelie. In jou lewe is daar was daar ook boelies. Dis hierdie groot ouens wat die klein ouetjies intimideer. Maar wat ek die meeste geniet het, dit het ek in die weermag gesien. Die kleinste ouetjies het die groot ouens die hardste geslaan. As hy daai groot ou slaan, dan val hy. En dan kry ons almal moed. Ons skep moed en ons sê, man, yes. Maar daar's altyd 'n boelie in ons lewens. 1 Samuel kom, hy leer dit vir ons baie mooi uit, baie bekend. En terwyl hy met hulle spreek, kom juis die boelie, die baasvegter, Goliat is sy naam, die Filistyn uit Gat, wat hy toe later gesien het, uit die slagordes van die Filistyne op, en spreek daar dieselfde woorde, sodat Dawid dit hoor. Dis 'n paar skerp ouens. Maar toe al die manne van Israel die man sien, vlug hulle vir hom weg, want hulle was baie bang. Kyk. En die manne van Israel sê, het julle hierdie man, die boelie, gesien, wat daar opkom? Hy kom op om Israel uit te daag en die koning sal die man wat hom verslaan oorlaai met rykdom, ook al sal hy sy dogter in hom gee, sy familie in Israel, hier's 'n lekker een vir die ANC, vrystel van belasting. So ons moet bid dat hierdie regering val, dat ons kan vrykom van hierdie las van belasting. Alright, daarop het Dawid die manne wat by hom staan gevra en gesê, wat sal met die man gebeur wat hierdie Filistyn verslaan, die smaad van Israel wegneem? Want wie is hierdie onbesnedene Filistyn, dat hy die slagordes van die lewende God durf uitdaag? Is jy besig om teen die boelie op te staan? Onthou, die kerke is besig om in 'n groot drukgang in te gaan. Ierland begin die ouens toegesluit word, Engeland begin die ouens toesluit, Australië begin die, as jy op straat praat van die Here. Alright, so daar's 'n wêreldwye beweging teen die kerk. En as jy nie gaan staan teen die boelie nie, kan jy maar net sê wel saam met hulle gaan. Alright. En die manskappe gee hom dieselfde antwoord. So sal met die man gebeur wat hom verslaan. Toe sy oudste broer Eliab hom met die manne hoor spreek, het Eliab baie kwaad geword vir Dawid en gesê, waarom het jy eintlik afgekom en dan weet jy daardie klomp kleinvee in die woestyn afgegee? Ek ken jou, hoor jy wat sê hy? Jou vermetelheid en die boosheid van jou hart, want jy het gekom want jy's 'n nuuskierige aggie. En die wêreld draai teen die kind van die Here. As jy jou standpunt neem vir God, kry jy altyd teenkante. Ag asseblief, moet nou nie weer vir my preek nie. Ag asseblief, julle Christene. Ag asseblief. Ag asseblief. Jy het 'n keuse om te sê, wel ek staan. Ek is nie vir die vertoning nie. Ek is nie 'n nuuskierige aggie om te sien wat gaan gebeur nie. Ek is hier op hierdie aarde om 'n verskil te maak. O my Here, help ons. Ons is hier om 'n verskil te maak. Dis wat God van ons verwag. Niks anderster nie. Alright, so hier staan die boelie en hier staan Dawid. Ek weet nie of julle al gekyk het hoe groot sy swaard nie. Hy is hoër as die dak. Ek's ernstig. Hy was nie 'n 6 voeter nie. Hy was nie 'n 6 voeter nie, is ook nie 'n 6 meter.
Dawid was 'n reus. En hy het 'n reuse swaard gehad. Want Goliat, ekskuus. Dawid vat die koning se swaard. En hy kan hom nie eens optel nie. Ons praat nie van Goliat nie. Want Saul sê vir hom, vat my swaard, ek kan nie die ding optel nie. Kan julle dink hoe groot is die boelie sin? Maar kan julle nou vanmôre begin besef, hoe groot is daai ou binne in jou, wat die boelie kan uithaal? En ouens, ek wil dit vanmôre vir julle sê, dis wat ons gaan moet doen, en ons gaan dit baie vinnig moet doen. Hierdie wêreld is besig om op 'n mespunt te draai. En die teenkanting kom geweldig teen die kinders van die Here. En ons gaan moet opstaan, nie met 'n fisiese swaard nie. Die swaard van God binne in my. Hy kom hier uit. Jy sien, jy kan ouens vloek, en jy kan ouens skel, jy kan ouens sleg sê met hierdie. Maar jy gaan moeilikheid kry, by God. Maar die woord van die Here sê, hierdie woord van hom wat uit jou mond uitkom, is dieselfde woord wat uit God se mond gekom het. In Genesis 1, laat daar wees. Roep die dinge, Luke het dit nou gesê. Roep die dinge wat nie bestaan nie, asof dit bestaan. Alright, wat is dit? Dis geloof. Ek gaan nie nou uithardloop en sê, alright, ek wil nou iets sien nie, en dan soek ek, nee, ek roep hom, hy moet in werking kom, hy moet in wording kom, want ek glo dit. Alright, en dis waartoe ons moet hardloop en jaag hierdie week wat vir ons voorlê. So, die eerste stap wat ons nodig het, is geloof. Ek wil vir u vinnig iets lees van herlewing. Ek wil julle hierdie goed lees om julle lus te maak. Vir die ouens wat bang is, vir die ouens wat wonder, vir die ouens wat sê, wat gaan mense sê, hoe gaan ek nou, as ek nou skielik in 'n taal praat, wat se snaakse ding gaan met my gebeur? Hoor gou 'n bietjie, ek moet dit net vir julle lees, is so amazing. In die eerste plek sê hy, net God kan herlewing bring. OK. Die mens kan een stop deur dit te staan, deur dit te blus, deur die Heilige Gees te bedroef. OK. Wat gebeur tydens herlewing? Vreeslike dinge. Dis regtig. Die gebou steek in die brand en die aarde skud en die dakke val in. Nee man, nonsens. Want dis wat ons baie keer dink gaan gebeur as daar herlewing kom. Maar daar gebeur ander goed wanneer herlewing kom. Ouens raak hysteries. Ouens kom vorentoe. Hulle kom val op hulle aangesigte. Hulle kom bely hulle sonde voordat jy 'n woord praat. Dis wat gebeur met herlewing. Ouens kom in desperaatheid en sê, ek het God nodig. Ek is 'n sondaar. Ek het nodig om te breek my lewe sonder dat daar 'n woord gepraat word, want die Heilige Gees is besig om die oortuigingswerk te doen. Alright, so ek wil vir jou nog iets lees. Derdens, mense het gebeef, hulle het geween, hulle het hardop gehuil, hulle het uitgeroep vir genade. Soms was dit so hard dat die prediker nie bo kan die geraas hoorbaar was nie. Die mense het in hulle honderde onder die krag van God geval. Sommige het uitgeroep, die tweesnydende swaard is besig om my stukken te sny. Die waarheid van God se woord ruk my uit mekaar uit. En dan kom jy op 'n plek waar jy sê, nou kan ek nie meer hierteen stry nie. Nou die interessante verhaal hier wil ek gou lees. In Woester in die Kaap was dit Andrew Murray. Daar het 'n gewellige deurbraak gekom. En hulle was in 'n saal besig om te bid. En daar's teensinnig was daar baie goed wat gebeur het, maar daar het 'n jong meisie wat 'n plaasmeider, 'n plaasouer, 'n kleerlingmeid, sy het ingekom. Wat sy nie mag nie. Ons praat van apartheid. Dis mos nie vreemd nie. Ramaphosa glo mos aan apartheid. Simpel ding. Hy gee nog alle skuld vir apartheid. Maar hy kan nie skuld gee vir sy swak leierskap nie. En hierdie plaasmeisie kom in en sy staan buite en hulle nooi haar in.
en sy kom onder die oortuiging van die Heilige Gees. En die Here begin daai plek skud. Onthou, sy was van 'n laer sosiale stand. En terwyl sy gebid het, luister, het 'n geluid soos rollende donder nader en nader gekom, totdat dit die hele saal omsluit en geskud het. Elkeen het spontaan hardop begin bid, bewus daarvan dat die Heilige Gees oor die plek uitgestort word. Jy moet begryp, dit het gebeur in die Nederduits Gereformeerde Kerk in Suid-Afrika 1858. En die speek en die wiel is Dominee Andrew Murray. En hy loop daar tussen en hy maak hulle stil. Dis hier 'n ou sing en maak hom. Praat hy harder en maak hy, maar hulle sing al hoe harder. Hulle roep al hoe harder. Hulle is desperaat. Ouens, groot saak, desperaat vir die volheid van God. Raak desperaat vir die volheid van die Heilige Gees. En die storie het 'n baie mooi draai gehad. Hierdie ding was vir Andrew Murray totaal ongekend. Toe hy met groot verbasing by die saal instap, te sien hy sy assistent by 'n tafel kniel om die geringste poging aan te wend om hierdie ongewone manifestasies te beheer. Hy probeer dit wegsteek. Andrew Murray het tussen die mense deurgeloop, hulle beveel, bly stil. Niemand het hulle aan hom gesteer nie. Uiteindelik het hy uitgeroep, ek is julle prediker wat deur God gestuur is. Stilte! Weereens het niemand gereageer nie. Die gebede het aangehou. Elkeen was baie meer besorg daaroor om die Here aan te roep om vergifnis vir hulle onuithoubare las van sonde te kry. Nadat Andrew Murray onsuksesvol probeer het om die mense te kry om 'n gesang te sing, het hy die plek baie verwilderd verlaat. Hy het gesê, God is 'n God van orde, hier heers net wanorde en verwarring. Hulle het almal binne aangehou bid. Die aande na aande het hierdie hele ding in daai saal net begin groei, die saal het te klein geword, en toe kom daar 'n ou by hom, by Andrew Murray, hy sê vir hom, ek hoor, dat jy die prediker is van hierdie gemeente. Wees versigtig wat jy doen, want hierdie is die Gees van die Here wat hier werk. En God sien jy kans vir jou reis? Wat is jou reis? Pas op, is godsdienst. Jy is te bang en te skaam om uit te roep, wie is jou God? Jy is te bang om op en uit te staan en te sê, hierdie God van hemel en aarde is my God. En ek sal my reis sal ek verslaan. My vrees sal ek verslaan. Die vrees vir die onbekende sal ek verslaan. En ek wil vir julle vanmôre sê, God gaan dalk hierdie week snaakse goed doen. In jou oë, maar nie in sy oë nie. Hy doen nie snaakse goed nie. Maar weet jy wat doen hy? Hy doen baie keer 'n snaakse ding, laat jy soos 'n redelike tolletjie hier voorkom rol, om jou van jou hoogmoed ontslae te laat raak. Met jou soet aan praat ek van, hoor. Ek het dit baie gesien. Jy kan na ou se das, jy kan niks, as jy maar sien, dan lê op die grond. Die das is en die baadjies en God het die hoogmoed gebreek. Saam met dit, geloof kom die nederigheid, Sefanja 2 vers 3. Soek die Here, hoor wat sê, nederig is. Soek die Here, alle nederiges, alle hoogmoediges van die land, wat sy ordening onderhou, soek geregtigheid, soek ootmoedigheid, soek nederigheid. Miskien sal julle verborge bly op die dag van die toorn van die Here. As jy in nederigheid tipe afhanklikheid kom, gewe God jou sondes. Hy sê,
gooi dit nie diepste see en ek dink nooit daaraan nie. Weet jy in herlewing nie, het ek nog nooit ervaar dat hy opstaan, hy vertel sy vreeslike sonde nie. Want as die Here weet, daar sit altyd 'n kerk vol skinderbekke. Hoor wat bely daai ou, ek gaan vir almal vertel. God het nog nooit gedoen nie. Bybel sê, bely julle sondes teenoor mekaar. Teen wie het ons gesondig? Teen God. Alright, Sagaria 4 vers 6. Toe antwoord hy en sê vir my, dis die woord van die Here aan Serubabel, naamlik, nie deur krag of deur geweld nie, maar deur my gees, sê die Here van die leerskare. Ouers, hier is jou les. Laat jou reus voor jou staan. Wat sê Dawid vir hom? Jy kom na my met geweld. Jy kom na my met die swaard en met die landspies en met die skild. Maar ek kom na jou in die naam van die Here. Klaar. En die Here is so uniek, hy vat 'n klippie, hy sê vir hom, klits hom man. Nog tyd om te sukkel nie. Piets hom, gooi die ding om. Want hy daag God uit. Ouens, staan op teen die reus. Wat is jou persoonlike reus vanmôre? Hoekom kan jy nie jou geestelike deurbraak kry nie? Jy het dalk groot geword in die godsdienstsfeer. Ja, maar ons doen dit ordelik. Andrew Murray, leer die les. Wat gaan die ou hier langs my dink? Gaan lees Jakobus. Ek is nie afhanklik van mense se reaksie nie. Ek is nie afhanklik van mense se opinie nie. Wat sal God sê? Hoe kan God jou gebruik in enige bediening as jy nie gehoorsaam is nie? As jy nie totaal oorgee nie? As die Heilige Gees jou nie 'n bietjie skud nie? En is lekker as hy dit doen. Alright, so God se ingrype is nodig. Psalm 40 vers 2 en 3. Ek het die Here lank verwag en hy het hom na my toe neergebuig en my hulp geroep gehoor. En hy, hoor wat sê hy het my die kuil van vernietigheid uit die modderige sluik opgetrek en my voete op 'n rots gestel. Hy het my gange vasgemaak. Hy het my gaan uithaal daar diep, baie diep, sê die psalmskrywer. En hy plaas my voete op die rots. En nou ewe skielik is ek nie meer die ou wat hier onder ronddwaal en in die modder rondloop nie. Nee. Ek het die vyand oorwin. Ek het die reus gevat, ek het hom aangevat. En nou staan ek voor hom in die naam van die Here, die God van die hemel en die aarde. En ek weet sy gees is die gees in my. En ek weet sy gees is wat jou en my kragtig maak, wat ons glad nie 'n gees van vrees gee nie. Groter is hy wat in my is, as hy wat in hierdie wêreld is. Die duiwel saai paniek, die duiwel saai vrees. God is 'n God van orde. Right, so. Die gesag kom dan derdens in van die woord. Hebreërs 4 vers 12. Want die woord van God is lewend en kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard. Alright, en hy dring deur tot die skeiding van siel en gees, van gewrigte en murg, en is 'n beoordeling van die belegginge en gedagtes van. Dan word hy uitgeskakel want die mes sny hier. Die woord van God sny diep. Het jy al iemand gebeledig? Nie julle nie, julle is heilig. Julle is die allerheiligste. Het jy al 'n ou gewond met jou woorde? Het jy al gesien hoe seer maak dit? Maar het jy al agtergekom, jy kan dit nie gaan regmaak nie. Ja, jy kan vryspreek, jy kan vrymaak, jy kan al hierdie goed doen. Dis is daai verhaal van 'n kussing waar jy vat vol vere, sny hom oop, gaan staan in die wind. Ek gee jou 'n waarborg, jy gaan nie elke veer terugkry nie. Dis wat gebeur met God se woord.
baie dieper. God se woord sny. Dis wanneer 'n lewing kom. Jy staan in die kerk, ons is besig om die Here te loof en te prys, en die Heilige Gees sê vir jou, ek wil dit uit jou hart uit hê. En jou hart word oortuig, jou gedagtes word oortuig, en jy val neer en jy aanbid God. En jy sê, maar God is hier. Ek sê julle vanmôre, ons gaan dit die week sien. Ons gaan dit sien. Ons gaan dit beleef. Ek weet, dis hoe God werk. Right, so, wat doen hy? Hy bring skeiding van siel en gees, gewrigte en murg. Met ander woorde, die vlees, die gees. Hy bring skeiding, dat jy net in die gees kom, wanneer jy by God kom. Hoekom? Want God is gees. Wie hom aanbid, moet hom in gees aanbid. Kan hom nie in die vlees aanbid nie. Is totaal onmoontlik. Alright, Matteus 16 sê vers 18. En ek sê vir jou, jy's Petrus, op hierdie rots sal ek my gemeente bou, en die poorte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie. Wat het hy gebou? Die gemeente. God bou sy gemeente op die rots. Hy sê, en die doderyk, die poorte van die hel, sal dit nie skud nie. Hoekom nie? Want jy en ek staan voor die reus. Wie's die reus? Satan. Satan is die reus wat altyd in ons pad staan. En ek en jy staan op die woord van die Here. En ek en jy die gees van die lewende God. En ek en jy kom op 'n plek waar ons vir hierdie reus sê, jy gaan val. In die geestelike oorlogvoering sê ons dit. Wanneer ons bevryding doen, sê ons dit. Ons laaste vyand wat ons uitkleed, die Bybel sê ook, die laaste vyand is Leviathan. Wanneer ons bevryding doen, vat ons die Bybel profeties, ons sny sy 7 koppe af. Weet nie wat 'n Bybel jy lees nie, my Bybel sê, op baie plekke uit 7 koppe. Hy's die monster van die see, hy's die draak, sy naam is Leviathan. En dan wanneer ons staan voor hom, dan sê ek, reus, in die naam van Jesus Christus sny ek hierdie 7 koppe af, profeties. En die volgende oomblik dan sê ek, en God se woord sê, jy sal die knie buig, en die volgende moment dan manifesteer daai ding. Moenie laat die duiwel so groot in jou lewe staan, dat hy tot die hele son verduister nie. Laat jy altyd in skaduwee staan nie. Klee hom uit, die reus in voor jou moet val. Hy sê in vers 19, en ek sal julle die sleutels van die koninkryk van die hemel gee, en wat jy ook op die aarde mag bind, sal in die hemel gebonde wees, wat jy op die aarde mag ontbind, sal in die hemel ontbonde wees. God gee vir ons die sleutels. Moet nou nie rondhardloop nie, hier sê. Daar's nie 'n ander sleutel nie. Jesus staan in die woestyn en die duiwel sê vir hom, en Jesus sê, daar staan geskrywe. En die duiwel kom en hy sê, ja, maar en Jesus sê, daar staan geskrywe. Hier is jou sleutel. Dis nie hoe slim jy is nie, dis nie hoe oulik jy is nie, dis nie hoe jy jou op die voorgrond stoot nie, dis hoe goed jy 'n verhouding het met hierdie een. Hierdie woord is lewendig, skerper as enige twee snydende swaard. Hierdie woord, dis ons sleutels wat ons het. Psalm 50 vers 3. Onse God kom en hy kan nie swyg nie. Hier's die uniekheid. Die vrees voor God, vuur verteer voor sy aangesig en rondom hom storm dit geweldig. Die vuur van God vernietig die vrees. Hoekom? Dis heilige vrees. Dis God se vrees. Dis God se vuur. Daar staan 'n klomp profete saam met Elia. En hulle roep
die hele goddelike dag na hulle God. Kom nou, kom nou, kom nou. En nou Elia begin spot, hy sê, julle moet harder roep, man, hy slaap. En hulle sny hulle met messe. En hy sê, man, miskien is hierdie op vakansie. En dan kom die woord in die mond van die profeet. Hy sê, Here bewys dat U God is. En die vuur val. En onmiddellik slaan hulle al die valse profete dood. Ouens, moenie laat angs en vrees jou in 'n tronk hou nie. Dis presies wat die duiwel wil doen. 1 Korintiërs 15. Hy sê vers 55. Dood, waar is jou angel? Ek wou nie al hierdie verse lees, ek wou net 58 lees, maar toe kom hierdie gisteraan by. Dood, waar is jou angel? Doderyk, waar is jou oorwinning? Weet julle hoe baie mense is bang om dood te gaan? Anton, ek en jy het gisterand gepraat, ek vat vrymoedigheid. En ek het dit 'n paar weke terug in die gemeente gesê. Tyd wat ek daai hartprobleem gehad, ek in die ICU gelê het, toe sê ek is nie so maklik om dood te gaan nie. Ons almal wil hemel toe gaan. O, Here, moet ons tog net kom haal. Ek kan nie wag dat hy kom nie, maar waaragtig. Gaan staan langs so 'n hospitaal by, dan wil niemand doodgaan nie. Dis feite. Is feite. Oomblik jy voel jy gaan dood, dan wil jy nie meer nie. Want dan het almal, luister gou, dan het almal, ek het nog werk vir die Here, maar terwyl jy nie siek is nie, werk jy in elk geval nie vir hom. Ja, ons kan lieg. Magtig ouens, ons kan lieg. Nee, wie wat pastoor ek nog vir die Here, jong. Dan dink ek myself, wat doen jy? Op die sterfbed kan ons nog lieg. Dit is verskriklik. Dood, waar is jou angel? Doodryk, waar is jou oorwinning? Hoor nou, die angel van die dood, die sonde, die krag van die sonde, is die wet. As jy onder die wet bly, het Jesus nie vir jou gesterf nie. Dan moet jy bang wees vir die dood. Want jy kan nie die wet hou nie. Die woord sê, as jy die wette hou, en jy bly nie by al die wette nie, gaan jy geoordeel word deur net die wette. Ek en jy gaan geoordeel word deur die woord. Jesus sê dit. Hy sê hier nie oor my woord gaan julle oordeel. Wat is ons oordeel? Ek is vry, vry, vry. Christus maak my vry. Ons het daarvan gesing. Dankie vir die bloed. As dit nie vir die bloed was nie, het ek vrees. Maar omdat die bloed in die kruis gevloei het, het ek nie vrees nie. Nou sê hy, maar God sy dank, wat ons die oorwinning gee, deur ons die Here Jesus Christus. Net deur hom. Alraai. Daarom my geliefde broeders en susters, wees standvastig, onbeweeglik, altyd oorvloedig in die werk van die Here, omdat julle weet dat julle arbeid in die Here nie te vergeefs is. God, Matteus Hebreërs 6 vers 10. God is nie onregverdig om jou werke te vergeet, wat jy vir die heiliges gedoen het en steeds doen nie. Maar is jy besig om dit te doen? Ok, en dan 'n laaste vers wil ek vir julle gee, Psalm 121 vers 8. Die Here sal jou uitgang en jou ingang bewaar. Van nou af tot in ewigheid. Wat 'n vrees het ons? Ek gaan dalk maar 'n uitnodiging maak vir môre. Ek gaan dalk vra. Kom ons maak almal ons oë toe. As daar enige iemand is wat vrees het, ouens, en dit maak jou nou nie 'n minder mens nie. Dis net 'n geval van die vyand het 'n mag. As jy vanmôre sê, wie bid net saam met my, ons wil net hierdie gees van vrees breek, dan wil ek jou vra, kom staan hier voor.
Asseblief. Right. As daar niemand is nie, is 'n great, dank die Here. Dan gaan ons 'n groot ding ingaan hierdie week. Pieter, ek gaan vra jy mag gou vir my hier kom staan saam met my asseblief, jy my kom help, dankie.